Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag die 21ste Junie 2025. Kom ons laat dit so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir vandag. Dankie dat dit so 'n bietjie 'n rustiger dag is as die week waarna ons so rondgehardloop het. Here, wanneer ons so saam is soos vanoggend, is dit 'n voorreg om as gelowiges, om as u liggaam, as die kerk by mekaar te kan wees. En te kan weet dat ons kan bid tot u en dat u na ons luister. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons het gister 'n bietjie stil gestaan by Spreuke 28 vers 20. Kom ons gaan nou na vers 21 toe. Dit is nie reg dat mense partydig is en sondig nie, selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. Dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie, selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. Vriende, ek dink dit is geweldig belangrik. Ek dink in ons regstelsel is dit ook net so belangrik. Hierdie gaan 'n bietjie op 'n ander vlak. Dit gaan nie so eintlik oor mense wat arm is en dat hulle dan kan partydig wees, maar ek praat so op ons regsvlak ook. Ek dink dis die een groot ding, vriende, wat geweldig crucial is in enige demokratiese stelsel, of ook maak nou nie saak wat se stelsel nie, is dat jy altyd onpartydig moet wees, nee, dat jou regters altyd onpartydig moet wees, dis dat jou aanklaers altyd onpartydig moet wees, dat jou prokureurs onpartydig moet wees, hoe moeilik dit ook al is, nee, want hy sê, dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie. En selfs in die beroep, die regsberoep, moet hulle altyd daarna kyk. Ek kyk dus so 'n bietjie na hulle. Ek gaan nou 'n bietjie buitekant die teks skopus om, maar ek bly stil staan by hierdie eerste enetjie. Dis nie reg dat mense partydig is nie. Ek bedoel, ek luister nou, ek kan maar net aan die media kyk, so dis dit nou nie so is nie, is dit nie so nie. Maar by die nasionale vervolgingsgesag waar ek weet nie wat presies haar titel is nie, die vrou wat daar in beheer is, nie wat gesê het, maar die aanklaers wat sy daar het, is korrup, is dis partydig. Jy kan dit nooit, liewe vriende, kan dit wees nie. Dit is nie reg dat mense partydig is en sondig nie, want as jy partydig is, beteken dat jy benadeel ander mense. Jy benadeel ander mense. Die oomblikke, as jy ander mense benadeel, dan sondig jy, want hoekom sê die wet van die Here sê duidelik, jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself hergedefinieer, soos ons dikwels nou al vir mekaar gesê het in Johannes 13:34 en 35, julle moet mekaar so lief hê soos wat ek julle het, sê Jesus, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. So jy moet nie partydig wees nie, jy moet nie kant kies nie, jy moet altyd onpartydig wees. Ook by die werk, wanneer jy iemand het wat met 'n dissiplinêr doen, moet hy onpartydig kan kyk na die goed. Hy moet neutraal of sy moet neutraal kan wees. Dit moenie gaan om die een te bevoordeel omdat jy die ander ene ken en op die ou einde eintlik sondig deur jy die ander een te nakom deur jou uitspraak wat jy lewer. Of jy op 'n groter of 'n kleiner skaal 'n leier is, wanneer jy moet partydig kan wees in jou evaluasie van mense, in jou evaluasie in terme van of gaan die persoon 'n verhoging kry, gaan hy 'n meriteverhoging kry, gaan hy 'n bonus kry, wat ook al, moet jy altyd onpartydig wees. Mag jy nie partydig wees nie, mag jy nie vir die maatskappy partydig wees nie, soos baie keer gebeur in van jou uitsaar afdelings. Dit gaan net oor die maatskappy, dit gaan eintlik later nie meer werklik oor die werker nie. So hulle is partydig, hulle hef verlof op wat daar was. En so kan jy nou maar gaan. Dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie.
Ons moet altyd onpartydig wees. En dit bring ons terug by gister se gedeelte waar daar staan 'n betroubare man of vrou is baie voorspoedig, né? Partydigheid, as jy partydig is jy onbetroubaar in jou uitspraak. Kom ons gaan na die konteks toe terug. Dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie. Selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. So hierdie is inderdaad op alles van toepassing, maar selfs nie ter wille van kos nie. So wanneer jy dus 'n verkiesing het of wanneer jy dus 'n uitspraak moet lewer en jy het met arme mense te doen en nou braai jy hulle op die ouene deur vir hulle 'n pakkie kos te gee. Kom sê die spreker dat selfs vir hierdie arme mense, jy mag nie partydig wees nie, selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. Al is jy honger, mag jy nie vir hierdie ou sê byvoorbeeld daar moet 'n getuienis wees oor daad iets plaasgevind. Nou kom 'n ander ou na jou en sê man, ek sal vir jou vir 2 maande lank kos gee as jy sê dit is so, jy het dit gesien, maar eintlik het jy dit nie gesien nie. So dan is jy partydig. Wat beteken jy's inderdaad besig om te sondig want jy sê iets is so wat nie so is nie. Jy is dus onbetroubaar. Dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie. Vriende, daarom is die vorige vers so belangrik. Dis hoekom 'n waardesisteem so belangrik is. Ek dink die een ding wat by Spreuke vir my uitkom en oor uitkom, vriende, is dit gaan oor mense met waardes en dit gaan oor mense wat nie waardes het nie. Dis eintlik waar die hele Spreuke gaan. En om 'n waardes te hê beteken jy het wysheid nodig, jy het goddelike insig nodig. As jy nie 'n ou is met waardes nie, is jy goddeloos. Dis jou eenvoudig soos dit. As jy dwaas. Dis nie reg dat mense partydig is en sondig nie, né? Daarom ook by jou werk, ek weet dis moeilike goed baie keer hierdie vriende. Ook by jou werk, praat altyd die waarheid, moenie partydig wees nie. Dit is nie reg dat mense partydig is nie. Kies altyd, staan vir die regte ding. As iets reg is, as hy reg, moenie partydig wees nie. En sondig nie, partydig om by iemand te staan wat eintlik verkeerd sê en verkeerd doen, die verkeerde waardesisteem daar sit, omdat jy sê miskien 'n bietjie bang is oor die konsekwensies as jy die waarheid praat. En moenie, want die spreekdigter sê, dis nie reg dat mense partydig is nie en sondig nie. So as jy partydig is jy natuurlik op die ou einde onbetroubaar. Ja. Selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. Interessant spreekgedigte, né? By 5 Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.